Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u en dat die waarheid van die Here se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gesels ons weer eens oor die misleiding van eternal security. Nou daar's baie Christene wat vashou in hierdie leerstelling. Skrifgedeeltes word so uit konteks gebruik om hierdie leerstelling te kan promoveer. Maar ons moet gaan kyk wat die woord van God daaroor leer. Nou dis 'n baie omstrede en 'n baie kontroversiële onderwerp en in baie kerke is daar debatte wat gevoer word, kan jy jou saligheid verloor al dan nie. Maar ons gaan vandag fokus op Leon de Pre in hierdie video waar hy natuurlik vashou aan eternal security en sy redes gee hoekom hy dit glo. Hy is 'n man wat sê dat no sin can send you to hell. Nou kom ons gaan kyk na 'n paar video's van hom, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So die eerste video sê hy hier dat geen Christen gaan in die hel wees nie, want geen sonde kan jou in die hel laat beland nie. Kom ons gaan luister. I'm making my point, no Christian will be in hell. And let me go a little bit further. No sin can ever send you to hell. But Leon, are you giving us a license to sin? If you give me so much power that I can dish out a license for you to sin. You know, this doctrine that Leon is preaching is giving people license to sin. Nou ja, dis die woorde van Leon de Pre, maar ons gaan later dan gesels oor hierdie video klip en dan gaan ons dit verduidelik, want hy glo aan eternal security en dis baie duidelik dat dit ongeag wat jy dus doen, dat geen sonde kan jou hel toe vat nie. Kom ons gaan kyk eers na daai belangrike skrifgedeelte. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ons kan nie 'n skrifgedeelte gaan vat om een leerstelling of 'n doktrine daarmee te gaan vorm of dit te proklameer as 'n doktrine nie. En dis wat baie van hierdie mense doen. Ons moet gaan kyk na al die skrifgedeeltes en dan moet ons die saak in oorlegpleging met God se woord met goeie eksegese ondersoek en dan gaan ons tot die slotsom kom wat die woord van God eintlik sê. Maar kom ons gaan kyk wat is eternal security. Nou baie mense in die eternal security kamp glo dat wanneer jy nou in sonde was en jy het nou sonde gedoen, jy het dronk geword, dan het jy nou ewe skielik jou saligheid verloor en dan moet jy weer terugkry en dan kan jy dit weer, dis nie die geval nie. Eternal security is om in Christus te bly. Jesus het gekom om die prys, sy ewige offer te bring. As ek en jy in hom glo en in hom bly, is ons verseker van ons saligheid en kan ons met gemoedsrus daarna uitsien dat Jesus ons nooit sal verloor nie. Maar die woord van die Here het soveel skrifgedeeltes wat vir ons waarsku dat ons nie moet wegval van die geloof af nie, dat ons nie afvallig moet wees nie. Maar die voorstanders van die eternal security doktrine, hulle sal gewoonlik al die skrifte aan jou voorhou wat wys dat jy nie verlore kan gaan nie. En dit gaan ons vandag sien in Leon de Pre se video's. Maar hulle lees geen skrifgedeeltes wat ons waarsku daarteen nie. En dis baie ernstig. Nou kom ons gaan kyk na die eerste videoklip waarna hy natuurlik sê, jy kan jou saligheid nie verloor nie. Dit dryf teen God se karakter in dat jy wel verlore kan gaan. Kom ons gaan luister. And then I also said this, I said you will not see a Christian in hell. You will not see a Christian in hell. The doctrine or the teaching that you can lose your salvation goes against every character and nature of whom God is. He is our Savior. Are you guys with me? Jesus is our Savior. If He went through everything that He has, just for us to be able to lose our salvation is heresy. It means I serve a God who never accomplished what He came to do. Nou ja, Leon de Pre sê, omdat jou saligheid nie kan verloor nie, daarom kan daar geen Christen in die hel wees nie. Was dit die waarheid, wat as ek en jy afvallig raak, wegval van die geloof af, en daar is honderde skrifgedeeltes wat dit uitwys vir ons, en hulle lees nie graag daai skrifgedeeltes nie. En dan sê hy die leerstelling dat jou saligheid kan verloor, dryf teen die karakter van God in. Nou wat is God se karakter? God se karakter is geregtigheid, regverdigheid,
Maar ook is hy 'n God van toorn en oordeel en wraak en straf. So ek en jy kan nie maar net maak wat ons wil nie. Daar bestaan nie so 'n leerstelling dat jy kan jou hart vir die Here eenmaal gee en dan kan jy 'n lewe van gemaklikheid leef en terugsit en die Here moet jou in stand hou, jy gaan hemel toe. As jy nie in Christus volhard, as jy nie heiligmaking najag nie, as jy nie wandel in Christus en volhard tot die einde toe, kan jy dit verloor. Dit is wat die woord van God leer, maar baie wil dit nie vir u vertel nie. En dan sê hy baie interessante ding. Hy sê, dis 'n dwaling om te sê, jy kan dit verloor, want as jy kan, dan het Jesus misluk met sy werk aan die kruis. Nou, Jesus het nooit misluk nie. Hy het gekom om ons te red. En dit is die doel van God, dat ek en jy nooit verlore sal gaan nie. Maar dit is nie uitgesluit, dat jy wel weer verlore kan gaan nie. As dit waar is, dat jy nooit weer verlore kan gaan nie, waarom al die waarskuwings in God se woord? Vat net die Nuwe Testament, en jy sal sien hoe waarskuwing op waarskuwing op waarskuwing na jou hart toe kom. Die Here wil hê ek en jy moet wandel, ons moet bly in Christus, bly in die wynstok, maar baie mense leer dit nie vir jou nie, en dan sê hulle, maar Christus sal jou deurdra, en hy sal jou vashou, jy hoef nie hom vas te hou nie, ek gaan vir jou skrifgedeelte en dit wys, wat die woord sê, jy moet aan hom vashou, en dis belangrik. Nou kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waar hy dan ook sê dat daar's mense wat leer dat jou sondes toekomstiglik nie betaal is nie. Ek het nog nooit so 'n leerstelling gehoor nie. Maar kom ons gaan luister wat hy sê, dan bespreek ons dit. So, there is this fallacy that is going around that is saying that Jesus died for our sins, past and present, but not future. What stupidity is that? And I know great theologians are talking about it, and I got nothing against them personally. I think a lot of this stuff is great. But I disagree with that one thing. Because even in the Old Covenant, a lamb was taken for a household. And then that lamb, when it was shed, called a sin offering, it was not for the sins of what they have done only, but it is also for the sins of the next year, which means future. So if it was in the Old Covenant, if sins of the future could be covered in the Old Covenant, how much more the blood of Jesus Christ in the New Covenant, that your sins are cleansed or forgiven, past, present, and future. Nou ja, ek dink Leon de Pre het met 'n halwe oor geluister. Hy sê daar's 'n dwaling wat rondloop dat Jesus nie vir jou toekomstige sondes betaal het nie. Nou daar's niemand wat dit leer nie. Ek het nog nooit van iemand gehoor wat dit leer nie. Jesus het vir ons sondes die offer gebring van die verlede, die hede en die toekoms. Met ander woorde, dit wat jy in die toekoms sou verkeerd doen, hy het dit gedek. Die offer is gebring ook vir toekomstige sondes. Maar wat hulle wel leer, hierdie mense wat glo in eternal security, is dat jou sondes is vergewe hede, verlede, hede en toekomstig. En dis wat ek dink hy gehoor het. En dit is nie so nie. Jou sondes in die toekoms is nie vergewe nie. Dis wel betaal voor. Met ander woorde, daar's 'n offer, jy kan vergifnis ontvang steeds. Maar jou sondes is vergewe hede en verlede. As ek besluit, as ek môre gaan sonde doen, het die Here dit maar sommer klaar vergewe, so jy kan dit maar gaan doen, is klaar vergewe, is klaar betaal, en jy hoef nie eens dit te bely en af te lê nie. En dis die dwaling, jy kan nie dit doen nie. Jou sonde is nie toekomstig reeds vergewe nie. Dis wel betaal voor. As jy sou sonde doen, dan het jy 'n voorspraak by die Vader. Maar as jy nie na die Vader toe gaan en deur die voorspraak gaan nie, is jou sondes dan vergewe? Glad nie. En dis hoekom Hebreërs vir ons sê, dat ek dink is Hebreërs 12 wat sê, laat ons nie veragter in die genade van God nie. Baie mense is veragter in die genade, want hy dink sy sondes is maar bloot vergewe, wat hy gedoen het in die toekoms, wat hy reeds gedoen het, wat hy gaan doen, en dan hoef hy dit nie te bely nie. Dis 'n dwaling. So, kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waar hy sê, baie mense sê, daar is vereiste na jou bekering, dat jy moet
gehoorsaam wees en heilig leef. Kom ons gaan luister wat hy sê. Hy sê, jy hoef nie eens aan God se woord gehoorsaam te wees nie. Dis presies die woorde van Leon de Pre. Kom ons gaan luister. Some people say, you know, there's now requirements for our salvation. And they say this, obviously in argument to me. They say this, they say, no, you have to obey the word. And then you have to do this, and then you have to do that. Then you have to do, and I'm thinking, what nonsense is, who died and made you God? Jesus said one thing, believe in me, and you shall have everlasting life. That's it. Nothing else. Nothing. You don't even have to obey the word. Dis skokkend, dat jy nie eers die woord moet gehoorsaam wees nie. En wat belangrik is wat ons moet verstaan, hy sê geen gehoorsaamheid in die woord is nodig nie. Dis baie duidelik wat hy gesê, en dit is eintlik skokkend. Jy moet gehoorsaam wees, jy moet die ou mens kruisig, jy moet jou bekeer, jy moet heiligmaking najag. Dit vind alles plaas na jou wedergeboorte. Jy kan nie werk vir jou saligheid nie. Ek en jy kan niks doen om ons redding te verseker voor ons wedergebore is nie. Ons kan nie ophou sonde doen en sê, Here, ek het opgehou sonde doen, U moet my red nie. Maar na jou wedergeboorte het jy 'n groot verantwoordelikheid. Jy moet in bekering wandel elke liewe dag. Maar kom ons gaan kyk na sy volgende videoklip, waar hy sê dat 1 Johannes 5 vers 13 leer, dat ons reeds die ewige lewe het, en ons het dit. As ons in Christus het jy die ewige lewe. Maar die woord is duidelik, ons moet aanhou glo, ons moet aanhou wandel, ons moet aanhou volhard. En dis wat die skrif leer. Kom ons gaan luister wat hy sê. So I will lose my surety. Go into 1 John 5:13. I need to rush. 1 John 5:13. I'll rush through this. But I need to get it done. 1 John 5:13. Quickly guys, 1 John 5:13. Listen to this. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know, say that I may know, that I have eternal life. So he says, I write these things to you so that you can have a full assurance. You have eternal life. Why am I preaching this, and I have to finish this message tonight, is because this whole conference is geared so that you can know the grace. You can know you are secure. Eternal life is yours. You never have to question it. But you can only have that confidence if you have truly accepted Him. So it is truly saved, always saved. Are you guys with me? Nou ek wil hê dat jy moet oplet, die skrifgedeelte wat hy gebruik het, wat hy nie gelees het nie, and that you may continue to believe in Christ. Ek dink dis die nuwe lewende vertaling wat dit pragtig stel, that you have to continue in faith. En dit is wat eternal security is. Ons het die ewige lewe, maar ons is nie altyd verseker dat ons die ewige lewe gaan behou as ek en jy wegdraai van Christus af nie. Daar's baie mense wat nou my gaan aanval en sê, maar dit is nie waar nie. As jy nie volhard nie, en ek gaan vir die skrifgedeeltes wys, jy moet aanhou glo, jy moet aanhou vashou aan die woord van die Here. En dis baie, baie belangrik. Jy moet vashou aan Christus, want in Hom het ons die ewige lewe. As jy nie in Hom bly nie, het jy nie meer die ewige lewe nie, want in Hom is die lewe. En dit is wat dit beteken. Nou kom ons gaan kyk waar Leon de Pre nou praat oor die verseëling in Efesiërs 1 vers 13, Efesiërs 4:30. Kom ons gaan kyk wat hy leer oor jy's verseël met die Heilige Gees. We will lose the sealing. I'm going to go quick. So I want to get to certain points. I will lose the sealing of the Holy Spirit. Say the sealing of the Holy Spirit. The Bible says in Ephesians 1 verse 13, it says, in whom you also trusted, you were sealed with the Spirit of promise. Say with me, sealed with the Spirit of promise. Go Ephesians 4 verse 30. Once God seals you, He cannot unseal. You cannot unseal it.
How many of you know if you're a child and your parent closes a jam bar and you sit and you try to open the thing and you cannot, or a 2-liter Coke bottle and you cannot open that thing? Imagine God seals it. Now we think we want to open it. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed. Say sealed. For the day of. So you are sealed until that day. You are covered and protected until that day. There's no such thing as, I sinned, and I was taught this when we were young. The Holy Spirit is leaking out of us, Have you heard it? You get holes in us and the Holy Spirit, please. There's no Holy Ghost leaking out of you. If He could leak out of sin, none of you have the Holy Ghost. You're empty like empty can be. He's not leaking out. And He doesn't go to hell because He's sealed in you. So if you have to be sent to hell as a Christian, the Holy Ghost is going to hell. Nou ja, Leon de Pre verstaan nie die skrifgedeeltes in Efesiërs 1 vers 13, Efesiërs 4 vers 30 nie. Dis baie duidelik dat hy nie die konteks verstaan nie. Kom ons gaan kyk wat sê die skrifgedeelte. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hy lees dit, maar hy gaan nie daarop elaborate nie. So hy gaan niks daaroor sê van die bedroef nie. Jy kan nie woorde wegvat uit 'n skrifgedeelte sonder om dit by die konteks te voeg nie. Nou, die woord van die Here sê in Efesiërs 1 vers 13 en 14 is verseël met die Heilige Gees van belofte as onderpand. Nou, wat is die seël? Wat is die seël van die Heilige Gees? Ons behoort as eiendom aan God. Met ander woorde, jy's nou syne. En die Heilige Gees is daai waarborg dat jy die eiendom van God is. En dis belangrik dat ons kyk wat sê Jesaja 63 vers 10. Wanneer ons die Heilige Gees bedroef, kyk wat sê Jesaja 63:10. Maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. En daarom het hy vir hulle 'n vyand en 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. Nou kom dieselfde waarskuwing weer terug. Dit kom hier na Efesiërs 4 vers 30 toe. Dat ek dit net vir wys. En bedroef nie die Gees van God nie. Hoekom? Want hy verseël, hy het jou as eiendom gewaarborg. Maar wat gebeur as jy hom bedroef? Ons sien dit hier staan in Jesaja 63 vers 10, dieselfde Heilige Gees. Dis nie 'n ander Heilige Gees nie, dis dieselfde Heilige Gees. Hulle was wederstrewig en sy Gees bedroef en hy het vir hulle 'n vyand geword. Hy het self teen hulle gestry. Nou as jy die Heilige Gees bedroef in Efesiërs 4 vers 30, dink jy dat jy die eiendom van God gaan bly? Ons moet mooi oor hierdie goed dink, en baie mense kan hierdie skrifgedeeltes nie verstaan nie. Hulle glo aan die gemaklike evangelie, eenmaal gered, altyd gered. Kom ons gaan luister wat sê Caleb. Hy verduidelik wat hierdie seël is. I heard one preacher say that the seal in Ephesians chapter 1 is like the lid on a Tupperware, and if the Holy Spirit is the lid, nothing's going to get out. That's kind of how he illustrated it. But we can see that that's not really what the word seal means. The word seal means a sign or a mark of the ownership of something or the genuineness of something along those lines. So the word seal doesn't mean Tupperware. Now, let's come back to Ephesians chapter 1, and it says here, in him you also, after hearing the word of truth, the gospel of your salvation, and after believing in him, were sealed with the promised Holy Spirit. And the idea here is that when somebody believes, when somebody becomes a born-again Christian, the Holy Spirit enters them and the Holy Spirit begins to do certain work in their life. They begin to turn away from sin. They begin to live a righteous life. They begin to be conformed to the image of Christ. And this is the seal, the mark, the sign, the evidence that they belong to God. As it says in Romans chapter 8 verse 13 and 14, for if you live according to the flesh you will die, but if through the Spirit you put to death the deeds of the body you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. You see, the sign, the mark, the seal, the evidence that you belong to God is that you have the Holy Spirit. And if you have the Holy Spirit, He will lead you to put to death the deeds of the body, and He will lead you to produce the fruits of the Holy Spirit. That's what it means to be sealed
with the Holy Spirit. It means to be marked with the Holy Spirit. Nou ja, dit is baie pragtig gestel. Konteks is altyd baie belangrik en daarom moet ons onthou, ons is die eiendom van God. Dis wat hierdie seël beteken. Die Heilige Gees is vir ons gegee as 'n waarborg, as 'n onderpand dat ons aan God behoort. Dit beteken nie dat ek en jy nie kan afval nie. Gaan lees weer Jesaja 63:10 en dis baie belangrik. Nou goed, dat God jou naam uit die boek van die lewe, dat God nie jou naam uit die boek van die lewe kan verwyder nie, dis wat Leon de Pre sê. Ek het nie die videoklip hier geplaas nie. Hy sê ons lees die skrif totaal verkeerd, en hierdie is 'n boek van lone en krone, en wanneer ons beloon sal word en so meer. Hy sê maar jou naam kan nooit uit die boek van die lewe verwyder word nie, want ons lees dit maar verkeerd. Nou wanneer ons die skrifgedeeltes gaan lees in Openbaring 3 vers 1 tot 6, Openbaring 22 vers 18 en 19, Exodus 32, dan sal jy baie duidelik sien dat name wel uit die boek van die lewe verwyder kan word. Nou daar's mense wat nie glo nie, dit is maar goed soos jy dink, maar jy moet bid dat God jou oë open, dat jy hierdie dinge sal verstaan, want dis ernstig. Ons kan nie maar net lewe en voortgaan soos ons wil, gemaklik 'n lou kerk wees en dink dat ons absoluut nie uitgespoeg gaan word nie. Dit is belangrik dat ons die woord in konteks sal verstaan. Nou goed, ek gaan afsluit. Wees gewaarsku teen die valse leerstelling van once saved, always saved. Dis 'n baie ernstige en tog 'n baie gevaarlike leerstelling. Dit plaas jou in 'n gemaksone dat al sou jy nou miskien misluk in hierdie lewe en jy nie volkome geleef soos God wou hê nie, jy nooit verlore kan gaan nie. Dit is 'n leuen, en ek wil weer sê, ons gaan nie maar net sommer verlore nie. Hierdie saak van verlore gaan, dat jy jou saligheid verloor, is 'n groot saak, dis 'n ernstige stap, wat jy volkome besluit om weg te draai van Christus af. Deur sonde, verharding van sonde, want dis waar dit begin. As jy in sonde verhard en jou hart word harder en harder en harder, dan wil jy nie meer die Here dien nie. Dan begin jy wegstap van die Here af, jy begin die wêreld weer te dien, en jy dink dis maar okay, want iemand het vir my gesê, you will never lose your salvation. Dit is 'n dwaling, dit kom nie in die woord van God voor nie, en daarom moet ons dit ernstig gaan waarneem in ons lewens. Ons moet gaan kyk wat God se woord vir ons leer, en ons moet dit dan toepas. Mag die Here ons help, dat ons oë geopen sal wees deur die werk van sy Gees, dat ons altyd ernstig sal wees oor ons geestelike lewe. Tot 'n volgende keer, mag die Here seën, totsiens.